Ek groet jou, dit is 'n voorreg om saam met jou te wees op hierdie geleentheid. En ek wil vandag nog 'n keer praat oor die tema van gebed en Jesus se les aan sy disippels en aan ons, om nie moed op te gee nie, om aan te hou bid. En ek wil met jou vandag die tema bespreek, ons goeie hemelse Vader. Dis tot hom wat ons bid, né? Matteus 7 vers 9 tot 11 staan hierdie woorde, of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee. As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Daar's 'n interessante verwikkeling in hierdie verhaal, wat Jesus vertel oor die man wat onbeskaamd gevra het, waar Jesus aanvanklik gesê het, ons kan in ons gebede tot God met die vrymoedigheid van 'n vriend tot 'n vriend optree, beweeg hy nou na 'n ander verhouding. Nie dit tussen 'n vriend en 'n vriend nie, maar dit tussen 'n pa en sy seun. Jesus wil seker maak ons weet, ons kan met vrymoedigheid na God toe gaan. As 'n vriend teenoor 'n vriend welwillend is, hoeveel te meer sal 'n pa welwillend teenoor sy seun wees? Om dit te verduidelik, praat Jesus oor brood en visse, eerder as klippe en slange. Jesus vra hier, kan julle voorstel, dat 'n pa vir sy seun wat vir hom 'n brood vra, 'n klip sal gee? Of as hy 'n vis gevra het, iets dodeliks soos 'n slang sal gee? Jesus gee hierdie voorbeelde, sodat ons sal verstaan dat God se bedoeling met ons net goed is. Niemand het ons liewer as hy nie, en niemand is meer welwillend teenoor ons as hy nie. In die eerste deel van hierdie verhaal oor gebed, het Jesus na die welwillendheid tussen vriende verwys. Toe het hy dit na 'n volgende vlak geneem, die welwillendheid van 'n pa teenoor sy seun. Nou neem hy dit nog 'n stap verder. Hy verwys na die Vader in die hemel. Hy is tog die een tot wie ons bid, en hy is meer as 'n vriend, en meer as net 'n aardse pa. God kan nie eers met 'n goeie aardse pa vergelyk word nie. Selfs met ons beste bedoelings en pogings om goeie paas te wees, faal ons dikwels. Jesus noem ons beste pogings as aardse paas sleg, wanneer dit vergelyk word met wat God die Vader vir ons gedagte het, en met wat hy vir ons wil gee. Hoe dikwels hoor ons dat mense slegte dinge aan die Here toeskryf. Dat hulle hom as dit ware die outeur van teëspoed, pyn en smart maak. Nie eens ons doen dan sulke dinge aan ons kinders nie. Hoe kan ons dit aan ons goeie, volmaakte hemelse Vader toeskryf? Luister net hoe beskryf Jakobus hierdie goeie God en sy gawes. Hy sê, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Hy sê dit daar in Jakobus 1 vers 17. Ek wil jou vandag aanmoedig om met groot vrymoedigheid na jou hemelse Vader, jou beste vriend te kom en om te vra wat jy nodig het. Kom ons doen dit. Dankie, my hemelse Vader, dat ek nie skaam en skoorvoetend na U hoef te kom nie. U is my Vader. U is my beste vriend. Amen. Tot volgende keer, alles van die beste.